Daar sê, môre. Ek hoop julle almal is wakker. Elke week, selfe storie, selfe plek, selfe tyd. Ek nooi 'n bietjie saam op te staan en dan gaan ons bietjie die Here se naam groot maak. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. En loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. En loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan, en hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. En loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. En loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom sing weer die koor. En loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Here, dankie dat vanoggend ons hier kan staan as manne met die wete dat U ons roep vir 'n dag soos vandag, vir 'n plek soos hierdie, vir 'n tyd soos hierdie, Heer. Dat ons daar is waar ons is spesifiek om U naam uit te leef, Heer. Waar dit moeilik is, waar dit maklik is. Dankie dat dit nie gaan oor wat om ons gebeur nie, maar dit wat gaan wat in ons gebeur. Here, en ek kom bid, kom tel ons op en bring U regtig vir ons rustigheid hier waar ons is. Halleluja. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. And hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah.
for the Lord God Almighty reigns. And hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Ek wil jou nooi, as dit vir jou moontlik is, om vandag bietjie dit wat jy is neer te sit. Miskien daar waar jy is, net op jou knieë te gaan. En ek weet self, op my knieë gaan is nie 'n maklike ding nie. Vir my knieë is stikkend, my knieë is seer. En die Here vra baie keer vir jou, hoe bereid is jy? Hoe bereid is jy om my hande en voete te wees? So ek nooi jou uit, as jy kan. Anders kan jy staan, steek op jou hande en doen iets van oorgawe. This is holy ground. We're standing on holy ground. And for the Lord is present, and where He is holy. And this is holy ground. We're standing on holy ground. And for the Lord is present, and where He is holy. And these are holy hands. He's given us holy hands, and He works through these hands, and so these hands are holy. And these are holy hands. He's given us holy hands. And for the Lord is present, and where He is holy. And Jesus Messiah, the name above all names. You're the blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners. You're my ransom from heaven. And Jesus Messiah, the Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world, Jesus Messiah. You're the name above all names, the blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners. You're my ransom from heaven. And
Jesus Messiah, the Lord of all. Ek is wat ek is, moet jy vir hulle gaan sê. Haya, Asher, Haya. Ek het nooit verander nie, en ek sal nooit verander nie. Ek bly die God van liefde, die God van genade. Dis wat hy is, o koning van alle konings. Hierdie is heilige grond, dit is u grond, o God. Dit is u oggend, en ons behoort net aan u alleen. Dankie. Amen. Jo, dankie manne, wat 'n mooi oggend. Gee vir Jabes 'n hande klap. Die oggend is hier. Baie dankie. Julle kan maar sit. Ja, Asher, ja. Ek is wat ek is. Ja, en ek is wat ek sal wees. Ja, Onama is die naam van God, krag. Ja, en Hypornikos, wat het ons gisteroggend gesê? Hypornikos, ek is meer as 'n oorwinnaar. Dit is mooi nie julle. Mooi die taal, die Grieks en Hebreëus. Beautiful, Rian. Jo, wat 'n mooi môre my vriend. Ek het jou nie eens raak gesien na agter nie. Hy is die langste en ek sien hom wragtig nie raak nie. Manne, is daar iemand wat 'n mooi storieetjie vir ons het voor as die oggend begin? Wat sommer net ons wil deel, wat sommer met jou hart gekom het terwyl hy so die Here in aanbidding gewees het vanoggend op ons knieë voor hom. Iets wat die Here op jou hart gelê het vanmôre wat jy sommer so met die manne wil deel. Net so 'n kort gedagte of twee. Daar is iemand wat vir ons. Nou terwyl ek daar sit en hy praat, toe sien ek 'n prentjie van 'n leeu wat jag. En die enigste manier hoe 'n leeu 'n prooi kry, is as hy eers op sy knieë gaan. Hy moet eers sak voordat hy daai prooi kan vang. En so verkeer is dit wat nie verkeer nie, vanoggend is dit wat die Here vir my kom sê. Jabes, baie keer moet jy op jou knieë gaan sodat jy dit kan kry wat ek vir jou beplan. Nie baie keer nie, altyd. Jy gaan op jou knieë, dan gaan ek vir jou gee wat jy nodig het. Amen. 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 Nou manne, ons het volgende donderdag 'n baie spesiale oggend hier. Nou, ons gaan dit oopmaak vir manne en vroue. Jy kan jou gesin saambring. Ons gaan 'n bietjie musiek maak vir die oggend. Ons gaan 'n bietjie optree. Prof Theo gaan vir ons 'n paasboodskap bring. Ons gaan nagmaal hou. Ons gaan die plek 'n bietjie mooi maak met kersse en bietjie brood en druiwesap. En ek wil regtig vir jou uitnooi dat jy volgende week moeite doen om te kom en jou gesin te bring. Dit gaan regtig 'n baie spesiale oggend wees. Ek weet saam met ons ons tree op en dan ek weet jy wil julle ken vir wel gehoor het van Sheffield nie, die ou wat die viool so speel. Hy kom tree saam met ons op, hy kom speel vir ons viool. Ek weet Prof Theo gaan vir ons weer 'n besondere boodskap bring wat die Here op sy hart lê. En dan gebruik jy hier voor Paastyd, want Vrydag, Saterdag en Sondag is baie spesiale dae. Besondere dae met die kruisiging van die Here. Ek kom hier voor Paastyd, laat Prof vir ons invat in die Paastyd in, vir die naweek. Vir my is daardie naweek is enorme naweek. Dis vir my, nee, ek wil nie sê die Here se geboorte is net so mooi. Maar dis my special tyd hierdie. Tyd met die Here, stil tyd met die Here. So, bring volgende donderdag jou hele gesin. Jy hoef nie te bespreek nie, as hy vol is die plek vol, is baie plek, hy sit buite. En nooi jou vriende saam, bring jou vriendin saam, bring jou vrou saam, jou eie vrou, en goeders, en maar kom, kyk vrou vir my, okay. So, kom ons maak het 'n mooi oggend. Dan, as julle vanoggend uitstap, julle kan net by hierdie deur uitgaan, ons gaan daai deur vanoggend toemaak, en Dirkie gaan keer, en skalk hulle, dat die ouens nie oor die mure gaan nie, want jy gaan vir ons 'n geldjie gee vanoggend. Ok, hierso. Waar is
Martinus, jy gaan nie buite staan. OK, met die metertjie, masjienkie. En jy haal jou kaart vroegtydig uit. Jy tap hom net. OK. Dis reg. Nee man, ons gaan sommer 'n bietjie as jy donasies vir ons wil gee. Jy kan nie buite vir ons bydra as 'n masjienkie. En goeders is welkom vir ons ietsie by te dra. Kom ons word vanmôre stil by die Here se voete terwyl Prof vir ons so voorberei en kom ons gaan in die Here se aangesig nou. Ek weet ons ou vriend hier so voor sy seun het sy hamstring seer gemaak. Nou dit klink miskien na 'n baie eenvoudige ding, maar vir daai kind is dit 'n enorme ding, want hy speel hierdie naweek groot rugby en hy kan nie speel nie. Wat is sy naam? Andreas. Kom ons bid vanmôre daar waar jy sit, net so stil. Kom ons bid vir Andreas. En ons bid vir die Here vir vinnige genesing op sy been en laat hy kan lekker rugby speel. En bid sommer vir jouself, kom ons word so stil by die Here vanoggend julle. Bid vir Andreas, okay? Ja. Prys die Here, daar sê. Goeiemôre broeders, dankie weer vir 'n geleentheid om saam met julle te wees. Dit is werklik waar 'n voorreg. En terwyl ons gesing het, ons broeder iets gesê wat my vasgegryp het. Dis nie wat om jou is nie, maar dis wat in jou is. Dit is vir ons, waar is ons broeder nou? Ja, dis nie wat om jou is nie, dis wat in jou is. Joh, dit is so belangrik, dit is nie net 'n cliché nie. En toe voel ek wil tog met u gesels in hierdie verband. As jy nou vat Dawid, hy het homself mal gehou, spoeg het by sy baard uitgeloop om sy lewe te spaar van 'n vreemde koning. En toe het hy gevlug na Mispa daar in Moab. En toe hy nou daar kom, het sy probleme nie opgehou nie. Die profeet Gad kom na hom toe en hy sê vir hom, hey, jy kan nie hier bly nie, ou maat. Saul weet jy's hier en hy het 'n losprys op jou kop geplaas, hy het soldate uitgestuur om jou gevange te kom neem, jy moet vlug. En hy sê jy moet vlug daarna Jeret toe, die bos, die gebergte Jeret. Nou daar, ek dink ek het al met u gepraat vorige kere daaroor, daar bevind Dawid homself in duisternis, dis donker. Ek het so rukkie gelede, hele rukkie gelede, iemand gevra, hoor hoe gaan dit jong? Hy sê, nee man, dis nag in my lewe. En dalk is hier iemand vandag wat ook sê, dis nag in my lewe. Jy sit hier en jy glimlag en jy groet almal en hoe gaan dit met jou? Nee, wat dit gaan alraai, dankie, jy weet, maar hier binne in jou is dit nag in jou lewe. En dit was die omstandighede wat Dawid ervaar het. Hy het nie geweet wie hy kon vertrou nie, selfs sy pa en sy ma het hom verlaat, want hulle lewe was ook in gevaar gewees. En daar sit hy en hy wonder, Here nou, maar wat nou, wat gaan gebeur? En alles om my is donker en ek moet wegkruip, as ek stemme hoor, moet ek wegkruip in 'n
rotsgleuf of in 'n boom wat oopgebars het, jy weet, daar's baie sulke bome in daai omgewing. Hy kan niemand vertrou nie, hy kan met niemand praat nie. Dis nag, hy het probleme. En is daar waar hy toe begin om met die Here te praat en homself te versterk in die Here. Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En daar het hy Psalm 23 geskryf, in die tye wat dit donker was in sy lewe. En as dit donker is in jou lewe, gaan lees Psalm 23. Maar hy gaan aan en hy stop nie daar in Psalm 25, vergewing van bewaring en bewaring. Tot U, o Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan en laat my venne oor my nie juig nie. Ja, almal wat U verwag sal nie beskaam staan nie. Hulle sal nie beskaam staan wat trouweloos handel sonder oorsaak nie. Dis nag. En hy praat met die Here oor sy verleentheid, die dal van doodskaduwee, maar hy bemoedig homself. Hy profeteer oor homself in daardie oomblik van duisternis. So profeteer ons ook maar oor onsself in tye van duisternis, maar ons profeteer die negatiewe. Ons profeteer dit wat sleg is, dit wat almal sê met jou gaan gebeur, en almal hier het geweet Dawid, en almal wil daardie losprys hê om Dawid aan Saul te oorhandig. Jy weet, en hy sê, lei my in die waarheid, dink Here aan die barmhartigheid en die goedertierenheid, dink nie aan die sondes van my jonkheid en my oortreding, en jy weet, as jy mos in donkerte is, 'n nag jouself bevind, dan dink jy self aan die probleme of die foute wat jy in jou verlede gemaak het. Dis nie waar nie. Daardie verkeerde besluite en die verkeerde dinge wat jy gedoen het, veral toe jy 'n student was, jy weet, en dan ook daarna, jy weet, want die duiwel herinner jou aan hierdie dinge, sê, wie is jy om nou met die Here te wil praat, jy weet, bly in hierdie nag, ek het jou in hierdie nag gedompel, want die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. So praat ons, maar hy bid, jy weet, in hier van Psalm 23 tot Psalm 27, 28, sien hoe so Dawid homself op 'n hoogte van verwagting en opgewondenheid bevind, maar die volgende oomblik is hy weer in wanhoop. Jy weet, hy sê, die Here is goed en reg, daarom sal hy die sondaars leer aangaande die weg. Hy praat eintlik hier van homself. Kata is die woordjie in Hebreëus vir sondaar, wat beteken, jy het die merk misgeskiet. Dit is wat dit beteken. En as jy verkeerd dink, het jy die merk misgeskiet, jy verkeerde besluit met die merk misgeskiet. Jy weet, sonde is hierdie geweldige ding wat ons soms dink, hey, dis 'n sondaar daai, weet, en kyk hierdie ou, en kyk daai ou, kyk wat hy doen. As jy verkeerd dink, katao, hierdie merk gemis. Hy sê, maar u sal sondaars leer, jara, u sal hulle wys hoe om dinge reg te doen. So, dink hy aan sy verlede, en hy dink aan die verkeerd, en hy sê, ag Here, leer my tog, man, dat jy weet, al wat die paai van die Here is vir hy sê, wie tog is die man wat die Here vrees, en hy sal hom aangaande, die weg wat hy kies, sal hy hom voorberei, en so gaan hy aan Psalm 25, en hy gaan aan op Psalm 26, hy doen aan my reg, o Here, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Here, hoeveel jare bid ek nie al nie, hoeveel jare wag ek nie om nie, doen dit aan my reg, Here. Kan jy jouself sien in hierdie prentjie? In hierdie verhaal van Dawid en dag, hy sê, toets my, o Here, beproef my. Ek sit nie by valse mense, en met slinkse mense gaan ek nie om nie. Ek haat die vergadering van kwaad doen, jy weet, so praat ons ook met die Here, soms oor die ding wat ons reg doen in ons lewens. Hoekom sien jy my dan nie raak nie, Here? Hoekom bevind ek myself dan nou hier in 'n donker gat van omstandighede? Hy sê, in Psalm 27, weet hy sê dat, die Here is my lig en my heil. Kan jy sien, nou is hy weer daar op 'n hoogte. Hy is in duisternis, maar hy sê, die Here is my lig en my heil. En daar in Jesaja 60 vers 1-2, kom die Here en hy sê, staan op, kom. Dis die woordjie wat daar eintlik gebruik word, as hy sê, staan op. Hy sê om net op te staan in Israel, hy sê, hey man, lig jou agteruit van die vloer af. Staan 'n bietjie op, neem jou stand, kyk na my, doen iets. Dis wat hy woordjie kom eintlik beteken. Dis 'n aksie, sê, staan op, okay Here, ek het opgestaan, wat nou Here? Hy sê, nee man, staan op met jou verleentheid. Staan op en neem jou stand man, trek jou skouers agtertoe en stap vorentoe. Hy sê, want die Here is my lig en my heil. Word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here sal oor jou skyn, sê Jesaja. Maar jy moet eers opstaan
En jy moet jouself versterk in die Here, broeders. Jy gaan dalk deur baie, baie moeilike tye vandag. Jy gaan dalk deur tye wat niemand jou mee kan help of niemand jou kan uithelp eers nie. Tye wat jy eens meer met mense wil deel nie, dalk weet jou vrou nie eers daarvan nie. Né? Maar die Here weet, en al wat die Here wil hê is jy moet met hom praat daaroor. Versterk jouself. Die Here is my lig en hy is my heil. Die Here is my toevlug. Daardie woordjie toevlug, mahos, wat beteken hy's 'n sterk toring of 'n fort en ek sal inhardloop in sy skaduwee in. Almal soek my lewe, almal wil my doodmaak. Ek kan nie eens my familie vertrou nie. Maar die Here is vir my 'n mahos. Hy's 'n sterk toring en ek sal inbeweeg in die skaduwee en die lig van sy teenwoordigheid. Hy gaan verder en hy sê, as kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestander en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Hier profeteer hy weer oor homself. In die volgende paar verse, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Een ding het ek van die Here begeer en dit sal ek soek, dat ek al die dae in sy teenwoordigheid sal lewe, want hy steek my weg in sy hart, hy verberg my en hy verhef my. Nou sal my hoof hoog wees. Broeders, waag 'n bietjie om oor jouself te begin profeteer. Profeteer oor jou seun se been. Profeteer, nie wat die dokter sê nie, dis nie wat om jou aangaan nie. Dis nie wat om jou is nie, maar dis wat in jou is. En dit wat in jou is, hoor 'n bietjie hier, wat is in my? Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Jy moet net jouself, jy moet net jou gedagtes, jy moet net jou hart herinner daaraan, dat daar is iemand groter as al hierdie dinge, waarmee ek gekonfronteer word. En hierdie was alles realiteit, daar is nie stories wat hy opgemaak het nie. Ek wonder wat so Dawid vir ons vertel as hy hier. Hy sê nie, ek is seker hy nie vir ons vertel het van Goliat nie, maar dis hoe ek Goliat. Toe ek hom sien het ek geweet, papa, jy gaan val, ek kan hom met 'n sling. Nee, ek dink hy sê met ons gepraat oor al sy probleme. Want die meeste van sy psalms gaan oor sy probleme en hoe die Here hom daar opgetel het, hoe die Here hom uitgelig het. Eendag is hy daar, in die volgende oomblik is hy daar. Del Forno oomblikke. Wie onthou nog die Del Forno oomblikke, né? Daar waar jou klein pastytjie of 'n klein pizzakie koop en wat jy kry jouself jammer. Hy kry homself jammer. Hy sê, Here, hoor, Here, ek roep luid, Here. Hy val weer in wanhoop en wees my genadig en antwoord my, want U, net nadat hy gesê het, een ding het ek van die Here begeer om sy teenwoordigheid te wees. Hoor hy weer stemme. Kruip hy weer weg. Here, o Here, ek roep luid. Ek roep luid, Here, ek roep luid. Jy ken nie dit, broers? Weet jy waarvan ek praat? Om daar te wees op een oomblik. Jy voel nou miskien nie die Here het met jou gepraat. Ons het hier gesing, Jesus Messiah, the Lord above all lords. Maar jy klim in jou kar en jou ping, kom jou foon uit. Ek het gesê fone, ja. Sorry, P. Uit tog, broeders, uit tog. Ja. Dis soos die predikant wat van my knegg Job gepreek het. En so halfpad hierdie preek te begin die mense rondskuif, want hy preek dit van my knegg Job. Maar hy toe verander, hy sê, my knop Job. My knop Job. En die Here sê, my knop Job. Ekskuus broeders. Een oomblik is hy daar bo. Broeders, en dis ons storie hierdie man. Dis ons storie. Een oomblik voel jy 'n oorwinning. Niks sal my ontbreek nie. Net God het in guns sal my volg. Dit gaan nie wat om jou is nie, dit gaan wat in jou is. En die volgende ook, Here, ek roep luid, wees my genadig, antwoord hy. Soek my aangesig, o Here, soek my, o Here. Verberg U aangesig nie vir my nie, wys my knegg nie van toorn af nie. My pa en my ma het my verlaat, maar die Here, daar hardloop Saul nou, omdat ons so sê. Hy sê, my pa
baan my maak my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad van weer die vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teestanders nie, want valse getuienis het teen my opgestaan. Dan gaan hy vers 13. O, as ek nie geglo het nie. Daardie woordjie o is die Hebreëse woordjie o luho, wat beteken as ek aan al hierdie dinge dink, dan val ek flou neer. Dis wat dit beteken. Het jy al so gevoel? O, sê, hallo, as ek aan hierdie dinge dink, dan word ek bleek in my gesig en ek val flou neer, Here. O, as ek nie geglo het dat die goedheid van die Here sal ek sien in die lewe lang vir lewe, dan roep hy weer en hy sê vir homself, wag op die Here, wees sterk, en laat jou sterk hart sterk wees. Ja, wag op die Here. En daar in Psalm 25, het ek net die verleed wat hy daar sê, hy sê dat, o my God, op u vertrou ek, laat my nie beskaamd staan nie. Ja, almal wat u verwag, profeteer hy nou oor homself, hulle sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan, wat trouweloos landel sonder oorsaak. En daardie woordjie, beskaamd staan, is Hebreëus bush, B-U-C-H-S-H, bush, ja. Wat eintlik beteken, Here, ek is vernederd, ek is geskok, ek is bleek van teleurstelling. Het jy al so gevoel? En hy sê, die wat op die Here vertrou, sal nie geskok of bleek staan van teleurstelling nie, broeders. Dis wat hier staan, glo jy die woord van God? Glo jy wat hier staan? Hy sê, maar die wat nie op die Here vertrou nie, hulle sal beskaamd staan. Dis nie wat om jou is nie, dis wat in jou is. Laat hierdie gees wat in Dawid was, wat een oomblik hoog is en die ander oomblik laag is, maar hy het nie tent opgeslaan nie. Hy praat nou en sê, o Here, Here, ek roep U luid. En in die volgende oomblik sê, ek sal nie beskaamd staan nie. Ek sal nie neerval in skaamte, ek sal nie bleek word nie. Niemand sal op my trap en my verneder nie, want die Here is aan my kant. En ek wil vandag vir u sê, kind van God, God is met jou. Want die Bybel sê, dis nie wat om jou is nie, maar dis wat in jou is. En groter is hy, wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Alles begin by jou. Jou reaksie, jou belewing, jou optrede, jou woorde, jou denke, alles begin by jou. Daarom kom jy sê, Here, leer my, ek is 'n sondaar, ek het die merk misgeskiet, ek het 'n verkeerde besluit geneem, Here, daarom sit ek in hierdie toestand. Sonde beteken nie, jy het vulgêre dinge gedoen nie, jy het net die merk gemis, ek het verkeerde besluite geneem. Ek het 'n verkeerde rigting ingeslaan. Ek het verkeerd opgetree. Ek het verkeerd gereageer. Ek het my geloof en hoop verloor. Maar Here, leer my, Jare, wys my die regte pad aan, om hierdie dinge weer in myself wakker te maak. En as jy as seun van die Here vanoggend voel, jy bevind jouself op 'n donker plek, soos Dawid, dan wil ek vir jou Efesiërs 6 vers 11 gee. Dis vir die Here vandag vir elkeen van ons gee. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly. Broeders, ons kan vir mekaar bid, en ons moet nooit ophou om vir mekaar te bid nie. As jy in jou hart voel, dat ek moet vanoggend vir my broer hier bid, om te help met sy seun, doen dit, maar jy kan nie sy fight vir hom fight nie. Hoor jy wat ek sê? Hy sê bid vir mekaar, ja, om mekaar te ondersteun, want my gebed sal hom dalk help om meer ernstig te bid vir sy seun. Daai gebed wat jy bid vir iemand hier, daai ondersteuning wat jy iemand gee, daai oproep wat jy vir hom maak en sê, hoor jy, ek het net aan jou gedink vanoggend. Ek het maar net gedink en ek wil net vir jou sê, staan vas. Die Here is met jou. Moenie val nie.
Dis daai dinge wat daardie man wat sy eie wapenrusting moet aantrek elke dag, weer laat voel, ek is gereed. Niemand het Dawid gehelp om teen Goliat te fight nie. Saul wil hom help. Saul het gesê, okay, trek my wapenrusting aan. En Dawid het dit gedoen. Eers maar toe loop hy, papa. Hy weet nie wat om met hierdie goed te maak. Hy kan nie sy arms oplig. Hy sê, trek uit, maat. Ek trek my sterkriem weer aan. Ek trek my skou, gooi my vel oor my skouer. Maar waar is my slinger? Waar is my stok en my staf? Gebruik waarmee jy, of kom ons sê so, Dawid sou nooit Goliat sou oorwin as hy met Saul sy wapentuig daar afgesak het nie. Maar hy het afgesak met dit wat hy kan doen. Broers, doen wat jy kan doen. Doen wat jy kan doen. Jy kan bid. Jy moet leer om oor jouself te profeteer. Want weet jy wat? Jy doen dit in elk geval. Daar is verby, is klaar met my. Niks gaan werk nie. Jy het klaar geprofeteer oor jou. Al wat die Here jou moet leer vanoggend is om reg te profeteer oor jou lewe. Om binne sy wil, om binne sy beloftes, om binne sy ingrype, soos Dawid oor homself geprofeteer het. Hy staan daar en hy weet nie wat om te doen nie, maar hy onthou wat hy as herder in die veld vir sy skape gedoen het. Hy onthou, as daar 'n leeu gebrul het, het hy nie weggehardloop nie. Hy het beweeg in die rigting van die leeu, gereed met sy stok en sy staf. Hy het beweeg en hy het hom doodgemaak. Hy hoor 'n beer grom. Hy het nie weggehardloop nie, want hy moet sy skape bewaar. Daai skape is sy verantwoordelikheid, dan het hy nader beweeg. Hy het nie weggegaan nie, en hy het daai beer, daarom kom en hy sê, ek het die leeu en die beer het ek verslaan. Ek het 'n skaap uit sy bek uitgeruk, en ek het hom in die baard gegryp, en ek het hom grond toe gepluk. Hy het dit gedoen. Amen. En daarom het hy geweet, dit wat ek kan doen, gaan die Here ook vir my doen. Daarom kom en hy sê, ek weet wat ek moet die herders, as herder vir my skape gedoen het. Maar nou het ek nodig. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy sal my laat neerlê in groen weiveld, hy profeteer. Na waters waar rus is, sal hy my neem. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok, hy onthou, hy het 'n stok en 'n staf gehad. Daardie stok om die skape daai staf om die skape nader trek en weg, en daardie stok om hulle te bewaar. Die bewaar my. Toe begin hy praat met die Here oor dit wat hy ken. En hy sê, Here, ek is so daai skaap wat deur 'n leeu en deur 'n beer verslind wil word. Maar die Here is my herder. Daarom sal niks my ontbreek nie. Bid soos wat die Here wil hê jy moet bid. Moet jou stemtoon verander om jy bid nie. Dan sê jy, maar wie is dit nou hierdie wat jy bid, jy weet? Dis net Satan wat jou stemtoon laat verander. Het jy al iemand gesien wat Satan, wat duiwelbesede is? Hy praat nou so met jou, jy het dit seker al gesien, hè? Hy praat nou so met, wie is jy? Wat maak jy hier? Hy verander sy, broeders, moenie jou stemtoon verander as jy met God praat nie. Praat soos wat hy jou ken. Amen, al is jou klein pieperige stemmetjie. Groter as hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Amen. Gebruik dit wat die Here jou gegee het. Wek jou geloof, jou vertroue, want ek kan nie namens jou vertrou nie. Ek kan nie namens jou geveg veg nie. Jy moet die wapenrusting aantrek. Jy moet die skild van geloof gebruik. Ja, ons kan jou leer hoe om dit te doen. Jy moet die swaard van die woord gebruik in daai tye wat jy aangeval word deur die bose. Die Here is my herder. Ek sal geen onheil vrees nie. Ag, ek weet nie wat meer om te sê nie. Al wat ek vir u wil sê, trek die volle wapenrusting van God aan, jou wapenrusting. En gaan vandag hier uit en wees 'n oorwinnaar. Want groter is hy wat in jou is. Jy kan dalk nie omstandighede verander op hierdie oomblik nie, maar jy kan profeteer en dis waarna God luister. Net goedheid en guns sal my volg.
En ek sal in die teenwoordigheid van die Here bly in lengte van dae. Ag Here, ek bid vir die seuns hier. Ons is almal skape van u kudde vanoggend, o Here. Wat u nodig het, Here. Laat ons geblaar in nood na u toe opkom, Here. Laat ons geblaar van honger, ons geblaar van seer, ons geblaar, o Here, hoor dit, want u is ons herder. Trek ons nader met u staf, o Here. Vryf ons met u olie, u salwende krag oor die hoof. Vul ons harte opnuut met u krag, o Here, dat ons sal weet, ons is saam met u en u is met ons en by ons. Neem verantwoordelikheid vanoggend vir ons, Here, soos 'n herder verantwoordelikheid neem van sy skape. Ek is die goeie herder, sê die Here vir ons vandag. Ek is die deur. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie my broer. Dankie manne, is daar iemand wat iets wil aangesluit het vanmôre? Ja. So. Hallo manne, waar ek daar sit, toe kom 'n deel van Daniel op, wat hy vir sy gees sê, staan op, laat jy die op die besigheid vir ons sê, staan op, laat jy die krag van die Here kan ontvang. So ek sê vir julle almal, sê vir jou gees, staan op, laat jy die krag van die Here kan ontvang. En dis wat die woord wat ek gekry het by Profius aan te sluit. Dat jy moet vir jou gees sê, staan op. Dankie. Dankie. Amen. Nog iemand wil ietsie ons verdeel het vanoggend, wil prof so gepraat het, waarby op jou hart gekom het? Ek onthou jare terug, toe ek het op 'n stadium alles verloor in my lewe en ek het 'n baie moeilike pad gestap. En ek het een môre gesit by Rietvlei Dam en my moed was in my skoene, prof. Ek het regtig gedink, "Jete, nou waarheen gaan ek nou? Ek kan nou nie meer nie." Dit voel my regtig gevoel of alles te mis. Nog net ek. En daardie môre het ek die krag ontvang uit Exodus uit. En dis waarom ek altyd so vashou aan ek is wat ek is. Ek hou vas daaraan. Want daai môre toe ek daar wegry en die Here praat met my, het daar 'n baie interessante ding gebeur. Ek het 'n selfoon gehad met baie slegte goed op. En terwyl ek daar so sit ek op die selfoon en die Here praat met die woord uit en ek sit die selfoon neer. Maar ek het op die spesifieke plek by Rietvlei Dam gekom, niemand kom daar nie. Dit was my plekkie. Ek was so bekend by die dam, hulle het my laat ingaan. Daar ry ek in en sê hulle, of ek stap in, sê hulle nee, jy kan kom, hulle weet al van my. En ek gaan uit en ek ry toe en ek weet, ek gaan toe kerk met die Morletta kerk toe en ek sê vir hulle ek wil met manne begin. Maar ook daar gelaat. En toe ek uit is by die dam sê, by die hekke, en ek is uit op die pad hier in die Villa Boa, val het vir my by jou, maar ek het my foon nie by my nie. En ek ry terug en die vroukie sê vir nee man, daar's niemand hier, daar kom niemand daar, jy kan jou foon sal nog steeds daar lê. En daai môre gaan ek terug, my foon is weg. Tot vandag toe. Tot vandag toe. Ek dink baie kere is daar 'n klomp goed wat ons vashou. Kettings wat ons vashou. Wat ons keer. En goed wat jy moet ontslaaf van raak in jou lewe. Laat jy weet jy het net God. Want baie kere het ons hierdie klomp goed ons het. En daardie foon was een van my kettings. Sê dit was 'n slegte foon. Met die slegte goed op. En nie noodwendig nie, ek was die Here het my altyd beskerm, of ek weet hy het my beskerm, ek was nie in pornografie gewees, ek glad nie. Ek kan dit vanoggend met regtig sê, en ek sê dit, glad nie. Dit was net, daan was, hoe mense gedreig het, en mense my, en hierdie oud sleg gemaak het, en daardie goed gedoen het, en hierdie onderduimse besigheid gedoen het, en goed, en die Here het jou kom skoonmaak. Maar toe ek God ontdek daai môre, toe verander my lewe. Toe verander jou lewe, totaal en al. En ek hou tot vandag toe vas aan daardie woorde van Exodus, ek is wat ek is. Ek het jou nooit gelos nie, ek bly by jou. So man, nee, sommer net so 'n stukkie van my eie lewe. Iemand van julle kant af wat iets nog so wil gesê het. Nou ja, manne, dan sien ons mekaar
Woensdagoggend is Dani Lodder saam met ons by Silver Lakes. 6 Woensdagmôre. Dominees Dani Lodder. Gaan baie mooi oggend wees en ja, dan donderdagmôre volgende week is prof saam met ons weer. Gaan sy lekker familieoggend hou. As jy nou nie 'n vrou het nie, moet nou nie iemand import nie, dis nie nodig nie. Of iemand gaan soekie. Kom net soos jy is. Pierre, hoe gaan dit met jou? Is dit beter? Pragtig. Goed, so bring jou gesin, bring jou kinders so goed saam, dis vakansie, ons kan gaan lekker ontbyt eet na die tyd, jy moet net daar vir self betaal, dit gaan nie gratis wees nie. Nou goed, maar ons gaan nagmaal hou, ons gaan 'n bietjie kersse uitsit, ons gaan 'n bietjie druiwesap uitsit, broodjies uitsit vir die familie, kom kuier lekker saam volgende donderdag. En as jy vanmôre aan ons regterkant uitstap, Martinus sal so 'n masjienkie, as jy vir ons 'n ou geldjie wil bydra, as jy welkom, so 'n bietjie vir ons 'n bydrae te lewer. As jy welkom, okay. Sterkte vir jou seun. Ons dink aan hom, okay. Kom ons sluit af vir die Onse Vader, man. Vat die ou die skouers daar om jou. En hou vas hom. Skryf jou 'n maatjie voor ons insit. Okay, het jy iemand daar was? Hou vas hom. Hou vas hom net, moet hom nie 'n swinkie gee nie. Hou net hou vas. Dis al. Okay. En prof, dat jy net vir ons die seën uitspreek sommer op hierdie mikrofoon na die tyd. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Here, baie dankie, ons is geseënd met u nabyheid, u teenwoordigheid in ons lewens. Ons is geseënd, elke tree wat ons gee, ons bakskorrel is geseënd, Here. Die werk van ons hande is vandag geseënd, maar groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Baie dankie daarvoor, en kom sê almal amen. Amen. Dankie julle.